Daar is mos daardie mooi Afrikaanse uitdrukking, dit gaan my verstand te bowe. Nou dit beteken, soos die Engelse sou sê, I'm flabbergasted, ek is stom geslaan. Soms lees ons sekere teksverse in die Bybel raak, en die konteks is baie duidelik en die boodskap nog duideliker. Ek meen, daar is baie tekste in die Bybel wat nogal kopkrap en deeglike eksegese verg, en waarvan ons die konteks behoorlik moet bestudeer. Maar dan is daar die wat ooglopend duidelik vir my en jou uitspel, wat God selfs vandag ook nog van ons verwag. Na my mening is Matteus 18 vers 33 een van hierdie verse. Jesus praat hier met sy disippels en met ons. Die konteks is ooglopend. Dit begin met Petrus se vraag in vers 21 oor om mense wat teen jou oortree het te vergewe. Dit gaan oor vergifnis. En teen die einde van die gelykenis loop dit daarop uit om iemand nie net te vergewe nie, maar soos Jesus dit stel, te begenadig. Die gelykenis waarmee Jesus hierdie boodskap aan ons oordra, is waarmee ons hierdie week besig was. 'n Koning wat sy slawe of diensknegte se boeke nagegaan het, in terme van die bedrag geld wat hulle hom geskuld het. Een dienskneg word deur die koning begenadig en die enorme bedragskuld van miljoene word hom heeltemal kwytgeskeld. In Engels word daar gesê, his debt was forgiven, 'n uitdrukking wat vandag nog gebruik word. Ongelukkig sê ons nie in Afrikaans, iemand se finansiële skuld word vergewe nie, maar ons verstaan die woord kwytgeskeld baie goed. Maar die slaaf, wat nou heeltemal skuldvry daar uitstap, vergeet waarskynlik dadelik dat hy vergewe en vrygespreek is. Sy hart moes nogal donker gewees het, want die heel eerste mens wat hy teekom, wat hom maar 'n klein bedragie skuld, gryp hy aan die keel en wurg hom. En nou ons ken die res van die verhaal. In vers 32 het ons gelees, daarop ontbied sy heer die koning hom en sê vir hom, jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het, moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig, soos ek jou begenadig het nie? Nou dit is wat my verstand te bowe gaan. Hoe kan iemand wat hom of haarself 'n Christen noem, 'n kind van die Here, hierdie verse lees, maar presies dieselfde fout maak as hierdie ondankbare slaaf? Die 83 vertaling vertaal dit met jou skurk. Die Griekse uitdrukking se vertalingsmoontlikhede in Engels is being morally corrupt and evil, immoral, evil or wicked. Engelse Bybels vertaal dit met you wicked or you evil servant. En daarom is jou skurk eintlik 'n beter vertaling. In vers 35 waarsku Jesus ernstig dat daar gevolge wag op elke kind van die Here wat onvergewensgesind is. Anders gestel, elkeen wat besef hoeveel genade jy ontvang het, maar nie jou medemens net soveel genade gee en gun as wat jy ontvang het nie. Ek en jy moet die mense wees wat genade aangee. Dit is wat Jesus ons hier wil leer. Kom ons bid saam. Here Jesus, help my om nooit te vergeet nie dat U ook al my skuld kwytgeskeld het, al my skuld vergewe en afgeskryf het. Die genade daaraan, en dat ek ook genade sal aangee en uitdeel, en almal rondom my met dieselfde genade sal behandel. Dankie dat U Heilige Gees ons elke dag hiermee wil help ook. Ons prys U naam daarvoor. Amen.